So lekker om saam te wees vandag. En wat 'n ongelooflike familieoomblik was daai nie gewees nie. Die waterwerke het behoorlik geloop. Ek wil jou uitnooi as jy nog nie as 'n gelowige gedoop is nie. En jy wonder dalk, hoekom moet ek gedoop word? Wat is hierdie hele opgewondenheid daaroor? Wat is die storie? As jy nie weet nie, maar dit prikkel jou aandag, kom praat met my asseblief. Want dit is een van die ongelooflikste goed wat jy as 'n Christen kan doen. Voor ons by die woord uitkom, net gou twee belangrike goed. Die eerste ene is, kan ek sien, is daar enige Kingsman ouens in die huis? Ja, ouens, julle gaan moet meer as dit gee. Een of ander geluid of iets. Oh, Kingsman! Daar was 'n ou wat ek nie gereël het nie, thanks, waardeer. Môre aand begin ons, of doen ons ope aand, ons doen dit elke jaar hierdie tyd rond. Ons wil jou as 'n man blootstelling gee aan wat Kingsman is. Dis 'n ongelooflike kursus van 2 kwartale, dit begin in Februarie volgende jaar. Manne, dis 'n kursus wat jou lewe verander. Jy maak nuwe pelle, nuwe broers. Ek raak so baie heilig want ek sien van hulle hier. Die pad wat 'n mens saam met mekaar stap is net ongelooflik. Jy leer groei in jou Christendom. Jy leer wat dit regtig beteken wanneer die Bybel sê dat jy as 'n man die Here kan dien, dat jy jou vrou kan lief hê ensovoorts. So ek wil nou nie die ouens embarrass wat nog nie opgesaai het nie. So moenie die ouens wat julle nou nog nie opgesaai het julle hande opsteek nie, want ek dink daar's baie min. Maar maak seker dat jy na die diens by 'n klipbord uitkom. Jy sal manne sien met Kingsman hemde. Maak seker dat jy by die tafel buite uitkom. Ons doen hom in die Afrikaanse en Engelse diens. So jy sal 'n geleentheid hê om op te sign vir môre aand 6 tot 8 hier in ons gebou. Jy gaan 'n bietjie hoor waaroor Kingsman gaan en ons gaan vir jou nog 'n lekker boereworsrol ook gee. So kom aan, moet dit nie mis nie. Sien jou môre aand 6uur. Dan net gou-gou as jy miskien verlede week se diens gemis het en jy dalk nie ons streaming diens gekyk verlede week nie. Die Here het 'n ongelooflike groot ding gedoen in Eugene en John Marie se bediening en hulle geroep om die gemeente by Kameeldrift in Pretoria om die leierskap daarvan te gaan neem, as dat hy die kampuspastoor gaan wees. Lank gebid daaroor, baie lang gesprekke, ons het al verskriklik gehuil daaroor, maar ons weet dat die Here hulle soontoe geroep het. Vandag is hulle daar, hulle word aan die gemeente voorgestel, en dis hoekom hy nie hier is nie. Volgende week preek hy, en dan op die 30ste November, dan groet ons hulle. So pak maar die tissues in, maar ek dink meer as dit, gaan vra vir die Here, waarmee stuur ons hulle weg? Want dis wat ons doen. Iemand het hulle nie kom vat nie, Jesus stuur ons wanneer ons hom dien. En miskien is daar iets wat in jou hart leef vir hulle, waarmee hulle kan bemoedig. Selfde met Jaco Uys, Jaco en Elmaret, ons het verlede week ook aangekondig dat die Here hulle geroep het om vir Lauren hulle te gaan help daar in Durban. Hulle gaan betrokke wees by die worship en dis vir ons wonderlik dat die Here mense stuur, alhoewel ons hulle natuurlik geweldig baie gaan mis. So as jy enigsins vrae daaroor het, kom gesels gerus met my, maar net gou dit vir jou noem. OK. As jy kon sê watter boom jy is, wat sou jy sê? As jy jouself moes beskryf as 'n boom, wat sou jy wees? Miskien 'n perskeboom? Weet of jy 'n poppelboom kry nie. Miskien 'n denneboom. Miskien sê jy ek is 'n klein eikeboompie. Weer is nie 'n eikeboom nie, hoor. Dalk sê ek is 'n klein eikeboom. Dalk sê ek is 'n groot, sterk eikeboom. Miskien sê jy ek is iets in 'n hele ander spesie, in 'n ander klas. Ek is 'n varing. Dink gou 'n bietjie oor dit. Dit is nogal 'n diep vraag, veral vir later in ons diens. Watter soort boom sou jy sê jy is? Ons het hierdie jaar heelwat gekyk in die boek Hebreërs, dit bestudeer. En hierdie ongelooflike ding wat ons daarin sien, waaroor die hele Bybel gaan, as jy by Genesis begin en jy lees met die bril van die evangelie van Jesus Christus, dan sien jy reg deur die Bybel tekens van hom wat op pad is en van hom wat gekom het en van hom wat sal kom. En Hebreërs is besig om vir ons Jesus Christus in die middel van alles te sit. Die skrywer sê, daar's niemand soos hy nie. Hy's onvergelykbaar. Hy's groter as die engele. Hy's groter as Moses. Hy's groter as die tempel. Hy's die ultimate hoëpriester. Daar's niemand soos Jesus Christus nie. Die Bybel skets vir ons hierdie prentjie en sê dat hy is die centerpiece. Hy is die een wat al die aandag trek. Wanneer ons die Bybel lees, dan sien ons, hy is die een wat God gekies het om ons te wys hoe die Vader lyk en hoe die Vader is. Hy is die een wat gekom het om ons te versoen met die Vader.
En dan as jy Genesis 1 lees waar God die mens skep, dan sien ons ook dat ons deur ons verhouding met Jesus in staat is om te heers, om oor ons lewens en in ons huwelike en waar ons werk om te heers, om heerskappy uit te oefen. Een van die mooiste goed wat ons ontdek wanneer ons in Christus is dat ons van 'n plek beweeg na 'n plek. Dink gou mooi terug aan toe jy nog nie die Here geken het nie. Aan toe jy nog nie die hoop van Christus geken het nie. Ons het beweeg van 'n plek van uitputting. Jesus sê, kom na my toe almal wat moeg en afgemat is. Voordat jy Jesus Christus ontmoet as jou Here, is jou lewe 'n moeg lewe. Jou siel is moeg. Jou gees is moeg. As jy in die aand gaan slaap, dan is daar nie 'n vrede nie. Wanneer ons in Jesus is, beweeg ons van uitputting na sielerus. Jesus sê, kom na my toe, almal wat moeg is. Ek sê julle rus gee vir julle siele. Dis wat gebeur. Wanneer ek in Jesus Christus is, dan verander alles. Dan gaan ek van 'n plek waar ek gevoel het ek is uitgesluit. Jy is miskien soos ek 'n middelkind en jy het uitgesluit gevoel in alles, maar meer as dit, het jy uitgesluit gevoel want jy was uitgesluit van God se gebod of sy verbond met die mens in Christus en jy was nie deel van die mense van God nie. Het jy dit geweet? Het jy geweet dat voordat jy tot bekering kom, dit nie help dat jy in 'n kerk sit en dan sê jy ek is deel van God se mense nie. Nee, jy moet tot wedergeboorte kom. Dan sê die Bybel, ek gaan van 'n plek waar ek uitgesluit was na waar ek nou belong. Ek is deel van 'n familie. Ek beweeg van 'n plek van isolasie na 'n plek van familie. As ek en jy vanoggend die vraag moes antwoord, wat is my grootste begeerte as 'n mens? Dan kan ons seker 'n klomp goed noem, maar ek sou sê een van die goed wat ons kan noem, is dat ek en jy 'n tuiste soek. Dis hoekom ons byvoorbeeld so baie maak daarvan, dat ons wil hê besoekers moet tuis voel hier by ons. Ek en jy soek 'n tuiste. En dan wanneer ons Hebreërs lees en ons lees die Bybel, dan sien ons, Jesus Christus is hierdie tuiste. En wanneer hy my tuiste word, en ek syne, want hy sê, bly in my soos ek in julle, stem jy saam met my, dan kom jy agter jou lewe raak in een gevleg met hom. Skielik is die goed wat vir hom belangrik is, vir jou ook belangrik. As 'n gesin, as 'n pa sy 3 kinders doop, dan chunk ons. Want ons lewens is in een gevleg met Jesus Christus. Hy is ons oudste boetie. Hy is die een wat ons verlossing gebring het. Hy is die een vir wie ons as gelowiges sê, Here, ek sal my lewe vir U neerlê. Help my om dit wat ek sê actually te kan doen, sonder dat ek hopelik my lewe hoef neer te lê, maar ek het so lief vir U geword, dat my lewe in een gevleg met U is. En dis eintlik waaroor die reeks gaan, waarmee ons vandag begin. Ons noem dit een lewe, en dit gaan eintlik daaroor, dat wanneer ek in Jesus Christus is, dat hierdie een lewe wat ek leef, dat dit 'n lewe van integriteit is. Ons hoor baie die woord, nê, integriteit. En as jy miskien so in die strate van Bloemfontein aangaan, en jy gaan miskien by jou werk of by sekere besighede of jy dink aan sekere encounters wat jy met mense gehad het, dan sal ons of sê dikwels jy het niks integriteit nie, nê. Of 'n besigheid kan sê ons beroem ons daarop dat ons integriteit het. Dis daai ding waar ek nie myself heeltyd probeer verbeter wanneer ek in Christus is nie. Dis nie 'n plek waar ek behavior modification doen nie. Met ander woorde, ek moet net probeer beter wees. Ek moet net probeer beter wees. Nee, wanneer my lewe met Jesus Christus in een gevleg is, dan is dit heeltemal iets anders. Dan leef ek hierdie een lewe van integriteit vanuit die plek waar ek met hom is, uit die verhouding wat ek met hom het. Hebreërs 10 vers 14 sê die volgende. Ons gaan vandag 'n bietjie rondom hierdie skrif gesels. Want deur een offer het hy hulle wat geheilig word vir altyd vervolmaak. Vir altyd vervolmaak. Wat die Bybel ons leer, wat die evangelie ons leer, is dat ek en jy nie perform sodat die Here ons aanvaar nie. Nee, ons leef vanuit 'n plek van aanvaarding. Ons weet dat die Here ons liefhet. Ons weet dat hy ons aanvaar. Miskien vanoggend sit jy hier en jy sê, ja, ek weet dit. Julle sê dit so baie, maar weet jy dit? Weet jy dat elke aspek van jou lewe, nie net jou verhouding met die Here en jou suiwer en intieme godsdiens met hom, bedoelende dat jy hom dien, dat jy hom liefhet, dat jy die woord lees, dat jy bid, dat jy hom wil behaag en alles nie, maar ook in jou verhoudings met mense. Is dit iets waar jy ontdek het, dat in my huwelik, in my gesin,
waar ek werk, waar ek by my familie is, my groter familie, dat ek niemand hoef te impress nie. Want ek leef vanuit 'n plek van die Here het my aanvaar. OK. So die teologie net vir 'n oomblik. Een kant, kom ons praat gou storie, nê. So ek en my vrou is omtrent so amper 25 jaar terug getroud. Januarie, as die Here wil, sal dit 25 jaar wees. En toe ons daai dag voor die kansel staan, dit was in daai tyd toe venues baie gewild geraak het. Nee, hy was nou al so bietjie, maar dit was in 2001 gewees. En ons was by venue buite Bloemfontein op die 6de Januarie 2001. Toe dit nog regtig warm kon word in Bloem. Wat het ek aangehad? 'n double breast pak. En ek het nog 'n dos hare op my kop gehad op daai stadium. Sila het pragtig gelyk in haar trourok. En ons gaste, die wat nie uitgepaas het van die hitte nie, het baie vrolik daar aangekom. En ons is getroud. Julle was op ons troue van Rooyens. En ons is daar in die eg verbind. Ons het nie dit gesê nie, maar soos mense deesdae sê, ek doen, dit het ons gesê, I do. En toe is ek en Sila getroud. In daai oomblik is ons getroud. Ons kon nie meer getroud wees as wat ons in daai oomblik was toe ons sê ja nie. Toe die boek onderteken is en binnelandse sake toe gevat is en ons voor die staat en voor die Here en sy gemeente getroud is, kon ons nie meer getroud wees as wat ons in daai stadium was nie. Selfs met ons kinders. Toe Helen gebore is in 2005, was sy 100% ons kind. Dadelik, onmiddellik. Ons twee se kind. Niks kon dit verander nie. En toe Christian in 2008 gebore is, was hy dadelik ons kind. Niks kan dit verander nie. Nie hoe soet of stout hulle is nie, nie hoe goed of minder goed hulle op skool vaar nie. Niks kan dit verander nie. Ek sou wou glo dat ek en Sila as mense oor die jare verbeter het in ons karakter. Verbeter het in ons manier hoe ons met mekaar werk, ons liefde vir mekaar. Ons liefde vir ons kinders, ons liefde vir ander mense. Ek sou wou glo dat ons net 2 keer meer aantreklik is as toe ons getroud is, maar my vrou wel, ja. Maar ons groei het absoluut niks te doen met die status wat ek en sy bereik het toe ons getroud is nie. Hoor jy dit? For that matter, manne, al die ouens met metaalringe, ons speel mos heeltyd met die goed. En as jy by 'n plek soos hierdie dan hoor jy so af en toe hoor jy so ietsie af in die gang rol. Klink. Nee, ons speel met die ringe. As jou ring van jou vinger af is jy nie getroud nie. Of as jy 'n lekker karbonkel hierso aan jou hand sou sit, meneere, soos Liberace destyds, dan is jy nog steeds getroud. Jy kan nie minder getroud wees nie. Niks kan dit verander nie. Hoekom hierdie storie? Want wanneer ons praat oor ons verhouding met Jesus, dan is daar amper hierdie spanning waar binne ons lewe. Aan die een kant is ons getroud met Jesus, as ek dit so kan stel. Ons is gered as gelowiges. Ons is vervolmaak, sê hierdie skrif. Aan die ander kant is ons besig om te groei. Dis heeltyd daai ding. Dis daai ding wat jy in die huwelik ook het, dat daar sekere dae is wat jy dink, ja, jette, ons het nou 'n bietjie 'n stylbiltjie wat ons uitklim hierso, maar ons is getroud, verstaan? Ons is by mekaar vir altyd. Ons is besig om te groei. En dis amper half die spanning wat daar is binne ons geloof. Is die Engels praat van now but not yet, of already but not yet in the fullness. Daar's daai twee goed wat gebeur. Hebreërs 10 vers 14 wat ons gelees het, sê dit so mooi, want deur die een offer het hy hulle wat geheilig word vir altyd geheilig. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Ons sien twee goed hier. In die eerste plek, die slim manne met die dik brille praat van posisionele heiligmaking. En dis eenvoudig my posisie. Dis waar ek myself bevind in my huwelik. Ek is getroud. Ek kan dit bewys met 'n papiertjie. Ek kan dit bewys met 'n ring. Ek kan sê ons het iewers ja gesê. Dis 'n posisionele heiligmaking. Dit is dat ek in een oomblik vervolmaak is, sê hierdie skrif. Wat beteken dit? Sê nie sommer dat die mens iets volmaak kan doen nie. Nee. Kan ek maar nog 'n voorbeeld uit ons lewe gebruik? Toe Sila swanger is met Helen, ons het dit daarom al iewers gesê. Is ek toe nou die haan wat die kamer moet gereed skrob waar Helen gaan bly. En Sila het soveel mooi versierings en ons het die kot en ons het die alles. En ek moet toe nou die gordynreëling opsit. En ek het 'n waterpas.
Jy sien waarheen dit gaan, hè. Het ek al genoem, sy was hoogswanger. En toe ek haar nou wys hoe lyk hierdie ding, en sy kyk na hom, en sy was hoogswanger, het ek gesê. Toe sê sy, hoekom het jy dit net van die begin af reg gedoen nie? Ons huwelik was baie jonk. Sy was baie reg gewees. Daar's min dinge wat ons perfek doen. Nou, miskien kan jy 'n gordynreëling in jou slaap opsit. Maar die mens doen baie min goed volmaak. Stem jy saam? Alles wat ons doen, het maar die een of ander foutjie in. Ek sê nee, Pel, jy weet nie om 'n gordynreëling op te sit nie. Ek sal jou sê, sit hom op en sê kyk wat jou vrou sê van jou gordynreëling, nee. Ek spot sommer. Hierdie skrif sê dat Jesus Christus ons vervolmaak het. Dit beteken dat hy in die verhouding wat ek met hom staan, dit volmaak herstel het. Heeltemal herstel het. Daar's geen manier dat dit wat hy gedoen het, half gedoen is nie. Daar's nie 'n manier dat dit wat hy gedoen het, nie heeltemal so waterpas was nie. Nee, hy het dit volmaak gedoen. Hy het jou volmaak God se kind gemaak. Dis voltooid, dis finaal, en dit beteken dat toe Jesus aan die kruis gesterf het vir jou sonde, en toe jy hom in geloof aanvaar het as jou Here en jou verlosser, is jy in 'n oomblik vervolmaak. Jou identiteit is nie meer sondaar nie. Jy is nie meer in jou skuld en jou skaamte gedompel nie. Jy is nuut gemaak, jy is vervolmaak. Jy is nuut gemaak in Christus. Glo jy dit? En miskien knik jy, maar vir my is die probleem dat ek werk met baie mense, wat wanneer ons praat oor jou verhouding met die Here, dat jy sal sê, ja, ek het iewers tot bekering gekom, en ja, ek het 'n verhouding met die Here, maar my verhouding met hom is nie so goed nie. Ja, ek verstaan, en dis die tweede punt waaroor ons gaan gesels, dat ons groei. Maar vir 'n gelowige, wanneer ek tot wedergeboorte gekom het, wanneer ek gereageer het op die uitnodiging van Jesus, dat hy my sielerus kan gee, en ek gee my lewe aan hom oor, dan is ek in 'n oomblik vervolmaak. Ek is syne. Hebreërs 10 vers 10. Volgens sy wil is ons heilig gemaak deur die offer van Jesus Christus. Staan dit daar? Lees gou saam my laaste reeltjie. Eens en vir altyd. Hoekom moet die skrywer van Hebreërs dit skryf? Want die ouens wat hierdie stuk lees, wat Jode is, wat uit die Joodse godsdiens kom, wat uit die Joodse gebruike uitkom, het in hulle eeue terug geskiedenis, het hulle die gebruik gehad van offerandes wat jy moes bring. Jy moes offers bring vir verskeidenheid van goed. En jy moes dit na die priester toe bring, en die priester is deur die Here aangestel, en hierdie ou het vir jou boete gedoen, en jy is vergewe van daai sonde, maar die probleem is net, jy moes kort 'n offer bring. Wat so offers probeer jy bring? Praat net gou daar met jouself. Wat so offers probeer jy bring? Om op een of ander manier aanvaar of geliefd te voel deur die Here. Kan enigiets wees. Hier kom die skrywer van Hebreërs en hy sê, Jesus het gekom uit eens en vir altyd. Hy is die finale volmaakte offer. Dis hoekom ons vandag gesing het van die lam. Want hy is die finale volkome offer vir ons sondes. Hy het ons vervolmaak. 2 Korintiërs 5:17, daarom kan Paulus skryf, as iemand 'n Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou is verby. Kyk, alles het nuut geword. Dis die waarheid oor jou as jy in Christus is. En dis ook die waarheid vanoggend as jy sê, maar ek is nog nie in hom nie. Dis wat gebeur wanneer jy in hom raak, wanneer jy in hom ingeplant word. Volkome vergewe, volkome aanvaar, volkome 'n kind van God, volkome syne. Is dit nie 'n rede om bly te wees nie? Dis hoekom ons die Here so loof en prys wanneer ons sing, want ons besef dat hy ons syne gemaak het. Hy het ons vervolmaak. Die tweede groot woord is progressiewe heiligmaking. En dis eenvoudig die waarheid, ek is besig om heilig gemaak te word. Ek is besig om te groei.
So die eerste een is posisioneel. Jy moet dit verstaan as 'n Christen. Jy moet verstaan dat jy in jou posisie met God veilig is. Is dit die Heidelbergse katekisme wat vra, wat is my enigste troos in lewe en dood? Toe ek 'n kind was, het ons dit geleer. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. That's Bible truth. Dis die waarheid. Dis my troos. My troos, my krag, my redding, my sekerheid, my vrede is my posisionele heiligmaking. In 'n oomblik het God my gevat. Wat beteken dit om heilig te maak? Dit beteken om jou te vat van die een plek af waar jy 'n sekere doel gedien het en te vat en op 'n ander plek te sit waar jy nou 'n ander doel dien. Kan ek jou gou herinner vandag dat as jy 'n gelowige is, dat jy aan die Here behoort, dat hy jou nie net gered het van die duisternis en van die verderf en van die hel en van verwydering van hom af en van stupid besluite omdat jy nie sy wysheid het nie. Hy het jou ook gered en jou eenkant gesit sodat jy hom kan dien. Met alles in jou. In jou huwelik, in jou werk, wanneer niemand kyk nie, wanneer daar transaksies plaasvind, wanneer die onverwagse gebeur, wanneer die rampe jou tref, het hy jou eenkant gesit en jou toegerus om dit te hanteer. Dis jou posisionele heiligmaking. Tweedens is ons progressiewe heiligmaking. Kom ons wees net gou 'n bietjie menslik. Het jy al ooit vir jouself afgevra, as ek dan gered is, hoekom sukkel ek so met die ding? Enige iemand? Ja, ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom. As ek dan nou weergebore is en 'n nuwe posisie het in die Here, hoekom sukkel ek nog hiermee of daarmee? Of iemand wat ek ken, wat ek weet 'n Christen is, wat net nie ophou met hierdie ding nie en dit gebeur gereeld, hoekom sukkel hy of sy so daarmee? Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Maar kan ek net dit eers sê? Die grootste stryd, sal jy met my saamstem, is met jouself. Hoekom sukkel ek so met die ding? En jy het allerlei name vir jouself ook as dit goed gebeur, wat jou eintlik nog net verder afkraak. Sien, dis wat die eerste deel van hierdie skrif vir ons sê. Hebreërs 10 vers 14. Hy sê, want deur een offer het hy hulle wat geheilig word, altyd vervolmaak. Wat beteken dit? Beteken dat ons besig is met 'n voortdurende proses. Dit beteken dat soveel as wat jy getroud is en jy kan 'n ring daarvoor wys en jy weet dat jou huwelik nie perfek is nie, dat dit dieselfde is met jou Christendom. Die Hebreërskrywer sê, aan die einde van die sin, ons kan rustig wees, ons kan vrede hê, ons kan geloofsekerheid hê, want ek is vervolmaak, maar vroeër in die sin sê hy, die wat geheilig word. Die groot woord is heiligmaking. Dis dat ek al hoe meer word, hoor hierdie een, dis ek word al hoe meer wat ek reeds gemaak is. Die huwelik is die pragtigste prentjie daarvan, want wanneer Paulus in Efesiërs 5 skryf, dan skryf hy oor die man en die vrou. Man, wees lief vir jou vrou soos Christus die kerk liefgehad het, hy het homself vir haar gegee. Vrou, wees onderdanig aan jou man soos die kerk onderdanig is aan Christus. En dan skryf hy 'n klompie goed daar en dan sê hy, maar ek praat eintlik van Christus in die kerk. Daar's hierdie taak wat ek en jy het, om soos wat ons groei in ons huwelike, maar soos wat ek groei as 'n gelowige, om te verstaan dat ek besig is om iets uit te beeld van die ewige bruilof tussen Jesus Christus en sy kerk. En dis 'n voortdurende, deurlopende proses. Efesiërs 4:15 sê, ons sal in liefde by die waarheid bly en in alle opsigte groei na Christus toe. Beteken dit dat ek moet sê, ja, jy weet, ek sal nooit soos Jesus kan wees nie. Nooit, ek gaan maar net los, kom ek gaan maar net aan Sondag. Nee, want Jesus Christus het iets kom doen, wat my en jou in een gevleg het met hom, sodat hy nie net 'n voorbeeld is vir my, waarna ek kyk, en ek aanbid hom, en ek prys hom, en ek sê, Here, U is die Seun van God, U is volmaak, nie net dit nie, maar hy het ook 'n voorbeeld vir my kom word.
deurdat hy aarde toe gekom het, deurdat die Heilige Gees op hom neergedaal het, deurdat hy met die krag van die woord en die Gees versoekinge verslaan het. Daarom groei ek en jy op in Christus. Kolossense 1:28, Paulus as 'n apostel wat met gelowiges werk sê, sodat ons elke mens kan voorstel as volwasse in Christus. Hoe gaan dit met jou geestelike volwassenheid? Jy sien, heiligmaking is God se werk in jou, maar jy moet saamwerk. Jy moet saamwerk. En dis hoekom ons selfs in 'n diens wanneer ons so bymekaar is, hierdie prentjie skep van hoe begin ons so diens? Ons doen dit deur die Here te loof en prys. Ons doen dit deur te sê, Here, my lewe is U se, ek onderwerp my lewe aan U. U is koning. En Here, wanneer die woord net nou kom, dan het ek nou reeds weer eens my hart net op 'n plek gekry waar ek sê, Here, dis U werk in my, maar ek gee my samewerking. Baie prakties, kan ek gou dit sê? Baie prakties. Bring jou Bybel en jou notaboek saam. Want jy is slim, jy is ook nou regtig nie so slim nie. Ek ken julle almal. Nee, ek spot. Ekskuus, ek wil net bietjie tande sien. Bring jou Bybel en jou notaboek of maak notes op jou foon, is fyn. As jy op die Facebook is, dan is dit ook reg, maar maak notas. Maak erns daarmee dat jy aan die begin van die diens sing, Here Jesus, U is my koning, U is alles, ek gee my lewe vir U, ek onderwerp my aan U, praat nou met my. Wat sê die Here? Wat sê die Here? Skryf. Dis 'n praktiese ding, maar dis 'n hartsingesteldheid wat ek en jy kan hê. Ek het jare terug voordat ek bediening toe gekom het, het ek geleer hoe om 'n vertaler te wees. Ek het die teorie en die praktyk van vertaling geswat. Ek het 'n graad gedoen in dit. En ek het by die Vrystaat wetgewer gaan werk vir eerste 12, 13 jaar van my werkslewe. En ek was mal oor vertaling. Ek was een van daai nerds in die klas. Toe die juffrou vra, die dosent vra, wie wil vertalers word? Toe sit ek en 'n ander ouetjie. En ek het groot geword met 'n liefde vertaal. My pa was 'n taalmens, hy het dit in my gevorm. Toe ek dag 1 sit om te vertaal, toe kan ek nie 'n woord vertaal nie. Ek het gedink is dalk omdat ek in 'n Afrikaanse skool was. Die dag toe ek my graad ontvang het, was ek 'n vertaler. Ek kon dit vir mense wys. Ek kon sê ek het gekwalifiseer. Ek was 'n vertaler. Jy kom my in diens neem as 'n vertaler. My salarisstrokie het gesê vertaler. Die hele R5.500 vir my salaris. Maar toe ek moet sit en vertaal, toe moet ek die Engelse woord meticulously, noukeurig, amper elke woord in die woordeboek opsoek en dit vertaal. Hoekom? Want ek was nie geoefen nie. Vriende, moenie jou nie doodstres daaroor dat jy nie perfek is nie. Want ek en jy word weergebore in Christus, vervolmaak, eenkant gesit, gered, niks kan dit verander nie, maar nou moet ek en jy groei in daai verhouding met Jesus. Ek moet 'n professionele disipel word. Is jy een? Of is jy net een wanneer die kerk 'n kursus aanbied? Of is jy net een wanneer een van miljoene voice notes oor die wêreld heen gestuur word deur pastore en dominees, wat great is? Hulle doen amazing werk, maar is jy 'n lewenslange disipel wat sê, ek leer Christus. I study him. Want toe ek gesterf het, ons het dit met die doop gevier vandag, toe ek weergebore is, het ek gesterf saam met Christus en opgestaan saam met hom. So ek het nou 'n nuwe lewe, dis in Jesus Christus wat my lewe is. En daarom verander alles oor my. Dis 'n proses van word. Dink gou-gou aan jou gewoontes, voordat ons die Here leer ken, en selfs as jy 'n jaar en 5 en 10 jaar terug in jou Christendom gaan, het jy nou ander gewoontes as toe. Is dit nie waar nie? Die Heilige Gees het net gekom en hy het jou kom oortuig van ander goed. Jou gedagtewêreld lyk anders.
Paulus skryf so af en toe, dan sê hy, toe julle nog heidene was julle net oorgelewer aan die god van hierdie wêreld. Julle het gemaak net soos wat julle wil, maar nou dat julle in Christus is, het dit verander. En dan sê hy iewers, moenie aan die wêreld gelyk word nie. Laat toe dat die Here kom en jou gedagtes verander. Sodat dit vir die Here aanneemlik kan wees. Daar is 'n voor en daar is 'n na, maar daar is definitief 'n word in my karakter. Ek word nou belyn met wie Jesus Christus is en wie ek reeds in hom is. Maak dit sin vir jou? Dis goed wat Christene of 2000 jaar vir mekaar vertel en aanhou vertel, want dis die evangelie waarheid. Derde ding, ons gaan van mislukking na vorming. Ouers, ek hoop jy het dit al vir jou kinders geleer. Wat is dit wat jou meer vorm en meer laat groei in karakter as mens? Is dit die goue medaljes? Is dit die eerste span? Is dit al die likes op Facebook? Nee, wat jou laat groei is jou mislukkings. Jy weet dit. Wat jou laat groei is jou mislukkings. Dit is wanneer jy droog gemaak het, dis wanneer iets nie gewerk het nie, waar jy opstaan en weer probeer. En wanneer jy in jou verhouding met Jesus Christus dit verstaan, dan verstaan jy dat dit 'n liefdesverhouding is en dat wanneer jy droog gemaak het, gesondig het, jy het so met jou man of vrou gepraat. Jy het daai fliek gekyk wat jy nie moes nie. Jy het daar geskrol waar jy nie moes nie. Jy het daai verskeidenheid van woorde genoem in die verkeer. Dan is jy en God nie uit met mekaar nie. Ek onthou op skool en met 'n meisie gekuis. En dan sien jy, sy praat te veel met daai ouetjie. Ek like dit nie. Skryf haar 'n briefie. Ons is uit. Skryf sy een terug, maar dis my boetie. O. Jy is nooit uit met God nie. As jy gesondig het, gaan sit jy nie in 'n hoekie nie, jy hardloop na hom toe. En jy sê, Vader, dankie dat die bloed van Jesus Christus al my sondes vergewe het. Here, ek weet dat hierdie sonde wat ek gedoen het, dat dit vir U aanstoot is. Want U haat sonde. Ek weet, Here, verkeerd is verkeerd, sonde is sonde. Ek bely dit, maar dankie dat die bloed van Jesus my bedek. Ek verstaan as ek sonde doen, dat ek nie die teiken raak skiet, die bullseye wat U bedoel het ek moet, het ek heeltemal misgeskiet. Here, ek bely dit. Ek het iemand seer gemaak, ek gaan vir hulle jammer sê. Ek is so jammer, maar dankie Heilige Gees, dat U in my werk, want ek word geheilig. Ek is in 'n proses. Party mense verdwyn vir weke en maande van die kerk af, want iets het gebeur. Wat dit ook al is. Jy voel ek is nie met die Here waar ek moet wees nie, jy voel iemand het jou seer gemaak, die kerk dit, die kerk dat, ek verstaan dat mense seer kry. Maar die beste ding wat jy kan doen, is om na die Here en sy mense toe te hardloop. In alle omstandighede. Want hy is besig met jou. En hoekom kan jy vrymoedig wees? Want Paulus sê, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Geen, zilch, nada. Zero. Niks. Veroordeling. Wat is veroordeling? Dis wanneer ek sonde gedoen het en iets sê vir my, jy's 'n loser. En jy noem jouself 'n Christen. Paulus sê, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Wanneer die aanklagte kom, sê ja, ek weet ek het verkeerd gedoen, maar my sondes is vergewe. En die Here weet daarvan. Heiligmaking is nie om te probeer om beter te wees nie. Dis om jouself oor te gee aan dit wat jy reeds in Jesus Christus is. Verstaan jy wat ek sê? Dit kan baie abstrakt klink. Dit is om te sê, Here, ek weet U het U woord vir my gegee, en ek weet U het die Heilige Gees vir my gegee, en ek weet U het die gemeente vir my gegee. En ek weet U het my huweliksmaat en my mense in my huis vir my gegee. Here, ek onderwerp myself aan U. Wanneer dit sleg gaan, wanneer 'n ramp my tref, Here, dan gaan ek hardloop na U toe. Wat beteken dit? Dit beteken nie altyd net ek en die Here in my binnekamer nie. Dit beteken baie keer, bel die kerk, hoorie, kan jy my help? Bel jou life groep leier, hoorie, kan jy my help? Dis dat ek myself heeltemal oopgooi vir dit wat die Here wil doen. Wanneer jy sonde doen, dan sê jy partykeer, is die ou mens. Dis die ou mens. Griekse woord is sarx. Klink sommer erg, nee. Klink soos iets uit Lord of the Rings. Sarx. Dis die vlees.
Dis die ou mens, en dan kom Paulus in Efesiërs 4, en hy sê met die ou mens uittrek. Wie is die bangste, waarvoor is die bangste, slang of 'n spinnekop? Sê hard. Slang. Slang, kan ek maar spinnekop as voorbeeld gebruik daar? OK, wil julle nie te bang maak nie. 'n Spinnekop wat vervel. Het jy al dit gesien? Baie goed op TV wys dit mos vir jou. Die ou vel het uitgedien geraak. Hy het in onbruik verval. En nou is daai spinnekop besig daar. Hy skop die ding uit en hy wriemel hom uit en hy gooi hom van sy kop af en hy blaas hom weg. Hy probeer hom wegkry, want dis die ou vel. En Paulus sê, julle moet die ou mens weggooi. Hy's dood. Nou ons weet ons stryd is nog heeltyd teen die ou mens, want hy wil nie heeltemal vir ons los nie, maar Paulus sê, trek hom uit. Moenie in die struik val om te sê, ag maar ek's nog altyd so nie. Ja, ek sukkel maar seker vir altyd met die ding nie. Paulus sê, trek dit uit. En dan sê hy in Efesiërs 4:24, trek die nuwe mens aan, geskep volgens God in ware geregtigheid en heiligheid. Dis die uitnodiging en die opdrag, dat ek en jy die nuwe mens aantrek. Wat beteken dit? Dit beteken in elke situasie, waar ek die keuse het tussen die ou mens en die nuwe mens, dan kies ek die nuwe mens. Dis so eenvoudig. Wat vereis die Here van my? Maar wat het hy in my gedoen, sodat ek nie na die ou mens hoef toe terug te gaan nie? Ek het bietjie gaan kyk wat sê die oorspronklike van trek die nuwe mens aan. En een van die betekenisse wat hulle sê, is dis soos iemand wat gemaklik in 'n kledingstuk ingly, 'n nuwe kledingstuk wat jy aantrek. Praat nou nie van daai een wat jy in jou kas hang wat 10 jaar terug gepas het nie. Ek praat van een wat nommerpas is. Dis die prent wat Paulus hier gebruik. Hy sê, trek die nuwe mens so aan, gly in hom in, want dis wat die Here vir jou bedoel het. Gly in daai nuwe mens in met 'n glimlag. Want dis wat hy vir jou bedoel het. Dis deel van jou heiligmaking. Ek wil vra of die band vir ons sal vorentoe kom. En dan wil ek vir jou hierso lees, dis nie op die skerm nie. Ons almal ken Jesaja 61, die gees van die Here is op my, en dan sê hy om 'n klomp goed te doen, nee, om vreugde te bring waar daar rou is, en om te genees en so aan, en dis in Jesus Christus vervul, en dan gaan hy aan, die Nuwe Lewende Vertaling in vers 3 van Jesaja 61 sê, die Here het hulle geplant, so sterk en groot eike, om sy roem te vermeerder. Ek wil jou weer vra, hier aan die einde van ons diens, wat se soort boom is jy? Wat se soort boom is jy? Jy sien, ek en jy kan 'n faring wees. 'n Faring is in 'n heel ander spesies as wat 'n eikeboom is. 'n Faring kan sy bes probeer om 'n eikeboom te word, deur groen te wees, deur te groei, deur so te groei dat jy hom moet verplant na 'n groter plek. Jy sien, wanneer ek en jy farings is in ons verhouding met die Here, dan probeer ek beter wees. Ek probeer 'n kind van die Here wees. Ek probeer om my huwelik te laat werk, maar ek voel ek het nie tools daarvoor nie. Wanneer ek 'n faring is ek 'n sekere spesie van boom. En ek sal dit altyd bly totdat ek nie meer een is nie. Wat is jy vandag? Ek wil jou geleentheid gee net nou om daarop te reageer, maar daar's 'n tweede kategorie van mense wat dalk vanoggend definitief hier sit, en dis dat jy, kom ons veronderstel nou maar hierdie is 'n klein eikeboom, dat jy 'n klein eikeboom is. Jy het iewers tot bekering gekom, jy het jouself aan die Here gegee, maar jy groei nie. Jy groei nie, jou woordeskat het nie verander oor die jare nie. Jou hartsgesindheid teenoor sekere mense, sekere goed wat gebeur, sekere goed wat nie uitwerk soos jy dit wil hê nie, dit het nooit verander nie. Jy's heeltyd besig en jy voel 1 tree vorentoe, 2 tree terug. Dit kan dalk wees that you are not putting yourself in the sun as 'n boom. S-O-N. 'n Plant het die son nodig. 'n Christen het die seën nodig.
Miskien het jy jouself lanklaas aan hom onderwerp. Want jy sien, as ek 'n Christen geword het, dan is ek nie nou maar net 'n Christen en ek poer aan en ek sien, ag wel, dit is nou maar net dit nie. Nee, ek leef 'n lewe wat aan die Here onderwerp is. En ek doen dit nie alleen nie. Want ons kan dit nie alleen doen nie. Ek is volgende jaar vir 30 jaar deel van kerk wat net anders gedoen word nadat ek tot bekering gekom het. En dis die mense van die Here wat my verander het. Hy het deur die mense gewerk. Miskien is jy vanoggend hier en jy sê, ek is 'n groot, sterk eikeboom. Engels praat van oaks of righteousness. What kind of a oak are you? Party mense sit hier en jy het so diep en pragtige verhouding met die Here. Jy het so volwasse geword in jou verhouding met hom. Jy ken hom dalk 5 of 10 of 50 jaar. Die wysheid stroom uit jou uit. Mense vind skadu en rus onder jou takke. Kan ek vir jou baie reguit vra vandag? Is jy besig om jouself te belê in die varings en die jong eike in hierdie gemeente? En weier? Ons het nou oor Kingsman gepraat. Daai plek het varings, jong eike en ou eike. Ek kom jou nie op 'n guilttrip sit nie, maar ek kom jou vra vandag, waar is dit waar die Here my wil gebruik? As 'n sterk eikeboom. Waar wil die Here my gebruik as 'n jong eikeboom wat groei en wat wil groei? Maar my laaste vraag is, terug by die varings. En ek wil vra of ons almal gou ons oë kan toemaak. Ons gaan net nou 'n laaste lied saam sing. Ons gaan net nou almal staan. Maar ek vra almal se oë toe asseblief. Hier is 'n baie persoonlike oomblik met die Here, maar ek wil jou vanoggend vra, as jy 'n ervaring is, met ander woorde, jy het nog nooit jou lewe aan Jesus Christus oorgegee nie. Jy kan nie sê ek is vervolmaak in hom nie. Jy kan nie sê ek beleef die vrede daarvan dat ek nog nie volmaak is nie en groei en dis oukei. Jy is vanoggend 'n ervaring. Jy is 'n ander spesies. Die Bybel sê God het gekom in redding in Jesus Christus en hy het ons oorgeplaas. Hy het ons verplant van die duisternis na die lig. Hy het ons 'n ander plant kom maak. Jy sit vanoggend hier, jy is nog nie 'n ander plant gemaak nie. Jy het baie hard probeer. Jy's baie entoesiasties oor die kerk en oor die Here en is vir jou lekker hier, of miskien is jy baie skepties, miskien het iemand jou genooi, is jou eerste keer hier. Maar jy's 'n ervaring. Met almal se oë toe wil ek jou vra vanoggend. As Jesus vandag met jou werk en jy sê ek wil nie meer 'n ervaring wees nie, ek wil 'n eikeboom word. I want to be an oak of righteousness. Deur die werk van Christus. Wil jy nie opstaan nie? Wil jy nie staan nie? Wil jy nie vandag sê, Here, verplant my vandag. Sit my oor van die duisternis na die lig. Vat my van vreemdeling van God, vyand van God na vriend van God. Seun, dogter van God. Here, kom word U my sielerus, sodat as ek in die aand my kop neersit op die kussing, dat ek weet, ek het vrede met my God. Ek wil jou uitnooi. Dit is 'n oop uitnodiging, daar is nie pressure nie. Maar wil jy nie net gou staan as jy op daai plek is nie? Uit persoonlike ervaring kan ek sê, as iets vir jou sê, ek moet staan, dan moet jy staan. Baie dankie. Baie dankie. Jy kan ook maar staan, jy wat voel. Ek het daarom nou ander gestaan. Great, prys die Here. Nog enige iemand? Ek wil vra dat almal hulle oë net so toe hou en ek gaan 'n gebed doen vir hierdie kosbare mense. Here Jesus, dankie dat U ons uitnooi om aan U te behoort. Julle kan net so rukkie vir my bly staan asseblief, hoor. Dankie dat U uitnodiging, Vader, is, dat U ons nog altyd lief gehad het en dat U dit nie ingewikkeld maak nie. U sê, kom na my toe. Ek sal julle rus gee.
Dankie Heilige Gees dat U in elkeen van hierdie persone gewerk het en dat U met hulle 'n nuwe pad begin. Dankie dat hulle nie volmaak hoef te wees nie en in dieselfde oomblik is hulle vervolmaak. Dankie Here Jesus dat hulle vandag die waarheid van die woord kan getuig, dat wanneer ons in Christus is, ons 'n nuwe mens is. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dankie Here dat U woord verklaar oor hulle, dat niks hulle uit U hand kan uitruk nie. Dankie Here dat U woord sê, daar is geen ander naam gegee in die hemel of op aarde waardeur 'n mens gered kan word nie, as die naam van Jesus Christus. Dankie dat U woord sê, dat God hom, Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak het, sodat ons die geregtigheid van God kon word. Ons as 'n gemeente bid hierdie waarhede oor hierdie kosbare mense en ons dankie dat U 'n pad met hulle begin en ons dankie dat hulle nie alleen is nie en ons dankie Here dat hulle as klein jong Christene nou opstaan en val, maar Here dat die werk wat U in hulle gedoen het eensklaps volmaak is. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Ons loof U. Julle kan gaan sit en soos julle gaan sit kan ons almal vir die Here 'n groot handeklap gee om loof en sommer opstaan. Kom ons staan op. Here, ons prys U naam. Ek bid ook Here vir die wat hier is, wat sê, ek het bietjie weggedwaal, ek het bietjie afgedwaal, ek het teruggesak, ek het gebackslide. Ek is regtig vasgevang in een van 'n sonde en dit kuil my op. Bid vir die sulkes om U waarheid vanoggend te hoor, Jesus. En om die vryheid te ontvang wat daar in die evangelie is. En dan dank ons Here U vir die groot eikebome hier. Wat ons gaan sien in die tyd wat kom, hulle takke so gaan uitsprei. Nie omdat hulle heroes is nie, maar net omdat U 'n werk in hulle gedoen het. Ons loof en dank U daarvoor in Jesus se naam.